eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof ons Heer en Bruidegom. Ons teksgedeelte is Johannes 3, verse 3 tot 8. Ek lees uit die letterlike vertaling. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë, ook in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie dat ons U kan eer as die lewende woord. Dankie dat U die woord is waardeur geskep is. Dat alles tot stand gekom het deur U en in stand gehou word deur U. Soos wat Johannes vir ons getuig ook in die eerste hoofstuk. Here, dankie dat U die spesiale, besonderse, unieke openbaring van Vader is vir elk van ons. Dat U na die aarde toe gekom het om vir ons die wil van Vader ook te leer. Here, dankie ook so vir die nalatenskap van die apostels. Dankie vir die Ou Testament deur die profete, Nuwe Testament deur die apostels, die geskrewe woord, die Bybel, wat ons kan lees, kan oordink. En baie dankie, Here, vir die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees sal ons die woord nie verstaan nie. Sonder die Heilige Gees sal die geestelike dinge vir ons onsin wees. Dit sal nie sin maak, hè. En daarom dank ons U, dat U in ons lewens ingewerk het, en steeds inwerk deur die Heilige Gees. En ons vra ook in afhanklikheid, Here, seën ons nou in die lees van die woord, seën ons asseblief in besonder rondom die teks van wedergeboorte. Breek het vir ons oop, Here. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam Johannes 3 vanaf vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom: hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Vers 8, die wind waai waar hy wil. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Tot sover. Vers 3. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Tot sover. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, ons tema van môre is natuurlik wedergeboorte, en wedergeboorte is nodig. Wedergeboorte, kern belangrik. Net so inleidend, so 'n bietjie terugvoering op laas Sondag ook. Ons het laas Sondag gekyk na die driedeling van mens, liggaam, siel en gees, en ons het spesifiek gekyk na die driedeling ook in terme van ons redding, die karakter van God, en daardeur ook ons redding, en hoe belangrik hierdie driedeling is in die proses van redding wat plaasvind in ons lewens. Ons het spesifiek gekyk na die beginsel hoe die Heilige Gees inwerk op ons gees, en ons gees wat dood is as gevolg van die sondeval, hoe die Heilige Gees inwerk op ons menslike gees, kleinletter gees, op ons gees inwerk en ons gees weer lewend maak vir God. Baie belangrik, baie kern, dat ons gees deur die Heilige Gees wakker gemaak word, sodat ons vir God in gees, kleinletter gees, kan aanbid.
Ek het laasweek spesifiek gesê, as jy in skrif kyk, gaan jy hoofletter Gees kry, dis die Heilige Gees, en jy gaan plekke kleinletter Gees kry, dis ons Gees, dis die menslike Gees, wat deur die Heilige Gees inwerk op die einde van die dag, nee, Johannes 4, ek gaan hom nou ook weer vir ons lees, maar sodat ons op die einde van die dag God in Gees kan aanbid. So, deur die inwerking van die Heilige Gees word die skeiding tussen ons en God vernietig. Daai skeiding wat daar is as gevolg van sondeval, deur Christus se werking, deur die inwerking van die Heilige Gees, word hierdie skeiding herstel. As ook 'n herstel in die skeiding tussen ons gees en ons siel. Weereens deur die sondeval het ons gees doodgegaan vir God en ons siel het besoedel geraak. Ons gaan nou weer kyk wat die sielselement is, né? Maar baie belangrik. So deur die Heilige Gees se inwerking op ons gees word ons siel ook weer gereinig en word ons die eiendom van God, sodat ons kinders van God kan wees. 'n Kettingreaksie wat belangrik is. Nou hierdie inwerking van die Heilige Gees noem ons wedergeboorte. Dit is waaroor wedergeboorte gaan. Nou ons gaan bietjie uitbrei op laas Sondag en so bietjie nog kyk na die beginsel, wat is wedergeboorte? Johannes 3 wat ons nou gelees het, bekende teks, ek het al in die verlede baie gepraat oor wedergeboorte, ons het al hierdie teks gebruik ook, maar hierdie teks is een van die mooiste tekste as jy kyk na die tema of beginsel van wedergeboorte, want Christus noem dit pertinent en baie duidelik. So Johannes 3 vers 3 tot 8 verduidelik het vir ons baie mooi. Wedergeboorte is om 'n tweede keer gebore te word, om weer gebore te word. Wedergeboorte, tweede geboorte. Nou ons eerste geboorte, almal van ons reg deur die bankie, is deur die eerste geboorte. Ons eerste geboorte is die fisiese geboorte. Dis die fisiese geboorte deur die vrugwater. Verse 4 tot 5. En waar Nicodemus sê, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou geliefdes, ek wil net gou hierso help. Baie mense as hulle hierdie teks lees en hulle lees die water, dan dink hulle aan die doop. Dis nie die doop nie. Christus verwys nie hier na die water doop nie. Hy verwys na die fisiese geboorte. Hoe weet ons dit? Want Nicodemus se vraag. So kyk altyd die konteks en jy gaan altyd uit die verse omliggend sien waarvan word gepraat, hoor. So dis die vrugwater. So dis nie die doop soos baie dink nie. Dis verwys na die fisiese geboorte. Jou eerste geboorte, 'n fisiese geboorte deur die moederskoot. Maar dan sê Christus belangrik, die tweede geboorte. Die tweede geboorte is 'n geestelike geboorte deur die inwerking van die Heilige Gees. Dit is die wedergeboorte waar ons gees lewend word vir God. Soos wat ons fisiese lewe ontvang deur die vrugwater, die geboorte, die fisiese geboorte, fisiese lewe ontvang. So ontvang ons deur die Heilige Gees, deur die wedergeboorte, deur die geboorte in gees, word ons gees weer lewend gemaak. So fisiese lewe, geestelike lewe, al twee elemente wat kernnoodsaaklik is. So wedergeboorte, die tweede geboorte is om die gees van God te ontvang. Nou, daar's baie terme wat gebruik word, baie praat van bekering, baie praat van die doop met die Heilige Gees, baie praat van geboorte in gees, maar alles is hierdie proses van inwerking deur die Heilige Gees, die tweede geboorte, die geestelike geboorte, wedergeboorte. Nou hier is die belangrike ding. Sonder die inwerking van die Heilige Gees, met ander woorde, as ons gees nie lewend gemaak word vir God nie, sonder wedergeboorte, sal ons die koninkryk van God nie sien nie. Vers 3. Sonder wedergeboorte, sonder die inwerking van die Heilige Gees, sal ons altyd geestelik blind wees. Ons sal blind wees vir die geestelike werklikheid en die geestelike waarheid.
Sal gewonder hoekom is party mense se gees so afgestomp vir die geesteswêreld? Hulle gees is dood. Die inwerking van die Heilige Gees is nodig om iemand wakker te maak, geestelik, lewend te maak, geestelik. Sonder die Heilige Gees sal ons die koninkryk nie ingaan nie. Vers 5. Met ander woorde, as jy nie wedergebore is nie, as jy nie die doop met die Gees ontvang het nie, is jy verlore. Jy sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Met ander woorde, jy gaan nie gered wees nie. Hier is baie belangrik, is kern. So ek sê weer, baie mense lê soveel klem op die uiterlike dinge soos water en doop en al hierdie dinge. Skrif is baie duidelik. Ek wil amper sê, jy kan 7-8 keer gedoop word, soos baie mense doen. Dit gaan niks doen nie. Dit gaan jou nie red nie. Dit gaan jou nie in die koninkryk kry nie. As jy nie die doop met die Gees ontvang het, wedergeboorte nie, sal jy die koninkryk nie beerwe nie. Die Gees, die doop met die Gees, die wedergeboorte is kernbelangrik. Wedergeboorte is nodig sodat die Heilige Gees ons gees lewend maak en inwerk op ons siel wat redding nodig het. Dit is hoe belangrik is dit, die wedergeboorte. Nou geliefdes, kom ons kyk. Ons verstaan redelik wedergeboorte, doop met die Gees, tweede geboorte, né? Maar kom ons kyk so 'n bietjie verder. Hoe vind wedergeboorte plaas? Hoe vind dit plaas? Nou, ons het laas week gekyk daarna uit 1 Tessalonisense 5 vers 23. En ons het spesifiek gekyk na die 3 deling van mens. En nou, ek gaan net vinnig weer daarna verwys. Volgens 1 Tessalonisense 5:23 bestaan ons uit liggaam, siel en gees. Gees, weer eens klein letter. Liggaam is ons fisiese liggame. Nee? Weer eens 'n fisiese geboorte. Nee, ons fisiese liggame. Siel is wie jy is. Dis jou denke, dis jou emosies, dis jou wil, dis jou karakter, dis jou persoonlikheid. Wie berg is, dis my siel. Nee? So dis wie jy is. Dis jou sielselement, jou sielsdeel. Jou gees. Jou gees word beskryf as die lewensenergie of die lewensasem van God. Dis God se asem, lewe, wat in ons is. Dis ons geeselement, ons geesdeel. En dan belangrik, ons geesdeel is noodsaaklik, want dis daardeur wat ons die geestelike werklikheid kan beleef. Dis deur ons geesdeel, ons geesliggaam. So ons het 'n fisiese liggaam, ons het 'n geesliggaam en ons het 'n sielselement, die 3 deling op die einde van die dag. En dis deur die gees waardeur ons die geestelike beleef. Ons gees is waardeur ons God aanbid. Nou ek wil vinnig hierso lees ook vir ons, dis net die volgende hoofstuk, is Johannes 4, net om weer te bevestig, vers 23 tot 24. Dan sê Christus, vers 23, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees, kleinletter gees, en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Gees, deur ons gees. Hoe weet ons dit? Vers 24. God is gees, hoofletter. En die wat hom aanbid moet in gees, kleinletter, en waarheid aanbid. So weer eens, Heilige Gees werk in op ons gees, maak ons gees wakker vir God, sodat ons God in gees kan beleef, en God in gees kan aanbid. Nou onthou, ek het net nou ook gesê, laas week het ons in diepte daarna gekyk, met die sondeval het ons gees, waardeur ons vir God aanbid, daai gees het dood gegaan, as gevolg van sondeval. Ons kon nie lekker in verhouding met God meer wees nie, God beleef nie, God hoor nie, God voel nie, lekker in verhouding wees met God nie, want ons gees het dood gegaan. So baie belangrik, deur die Heilige Gees se inwerking word ons gees weer wakker, lewend vir God, en word wakker vir die geestelike waarheid en werklikheid. En dit natuurlik alles deur Jesus Christus se werk wat hy volbring het vir ons en in ons plek. Deur die kruisiging, deur die opstanding, deur die hemelvaart en daarna die uitstort van die Heilige Gees vir elkeen van ons.
Deur die Heilige Gees se inwerking, deur wedergeboorte, raak 'n teks soos Romeine 8 vers 14 tot 17 ook waar in ons lewens. En ek wil hom graag ook vir ons lees, Romeine 8 vers 14 tot 17. Want almal wat deur die Gees van God, hoofletter, Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba, Vader. Vers 16, die Gees, hoofletter, die Gees self getuig saam met ons gees, kleinletter, dat ons kinders van God is. Wys die samewerking, né? Heilige Gees saam met ons gees, né? Vers 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons is kinders van God, ons is die eiendom van God, ons behoort aan God. Ons word erfgename. Die Heilige Gees werk in op ons gees, werk in daardeur op ons siel, en daardeur vind redding plaas vir elkeen van ons. So geliefdes, sonder die Heilige Gees se inwerking, sal mense blind bly vir die geestelike werklikheid. Sonder die inwerking van die Heilige Gees, gaan mense verlore wees. Hartseer, maar verlore wees. Mense se gees bly dood, en hulle siel bly besoedel, as gevolg van die sondeval. Nou groot vraag natuurlik, hoe ontvang ons die Heilige Gees? Hoe ontvang ons die Heilige Gees? Hoe werk hierdie proses? Ons verstaan hoe belangrik is wedergeboorte, hoe belangrik is die inwerking van die Heilige Gees. Maar hoe ontvang ons die Heilige Gees? Nou geliefdes, die Gees werk soos hy wil. Dit wil ek eerstens sê. En dit is so mooi weer eens hier so in Johannes 3, waar die Here die voorbeeld gebruik van wind. Jy weet nie waarvandaan wind kom nie, jy weet nie waartoe gaan wind nie. So is die inwerking van die Heilige Gees. So is 'n persoon wat die Gees van God ontvang. So hoekom ek dit net vinnig weer wil noem is, ons moet versigtig wees om die Heilige Gees nie in 'n boksie te wil plaas nie. Want ons mense is geneig om dit te doen. Ons wil sê, maar die Heilige Gees werk net so. Natuurlik het ons die skrif en ons het beginsels om die geeste te toets. Ons weet dit natuurlik, nee, kern belangrik. Maar baie mense wil die Heilige Gees se inwerking inperk, nie volgens skrif nie, maar volgens ons tradisies. So besop vir die tradisies. Christus waarsku self daarteen. Besop. So die inwerking van die Heilige Gees kan enige tyd plaasvind, enige plek plaasvind. Dit kan op oud wees, dit kan op jonk wees en so meer. Laat ons nie die inwerking van die Gees beperk nie. Die skrif gee wel vir ons kern beginsels rondom die proses van die inwerking van die Heilige Gees. En ek wil hierdie net vinnig weer noem, ons het laasweek ook daarna gekyk. Ek gebruik 'n paar aanvullende tekste vandag. Galasiërs 3 vers 2. Ons ontvang die Heilige Gees deur die prediking van die geloof. Ons ontvang die Heilige Gees deur die prediking van die geloof. So die Heilige Gees werk in op ons deur die hoor van die woord. Die woord, die Bybel, die kernbeginplek. Mens kan sê dat die prikkeling van die Heilige Gees vind plaas deur die hoor van die woord en deur die waarheid van die woord wat ewe skielik begin oopbreek vir mense. Galasiërs 3 vers 14. Deur geloof ontvang ons die Heilige Gees. En geloof kom deur die hoor van die woord. Weereens, Galasiërs 3 vers 14. Romeine 10 vers 17, wat vir ons dieselfde beginsel bevestig. Met ander woorde, die hoor van die woord plant die saad van geloof. En deur die geloof ontvang ons die belofte van die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk in op ons gees, maak ons gees lewend vir God en daardeur word ingewerk op ons siel, sodat ons siel gered kan wees, veilig wees, eiendom van God kan wees in Christus Jesus. 'n Kettingreaksie wat plaasvind. Die hoor van die woord, die saad van geloof,
Die belofte van die Gees, die Gees op ons gees met die Heilige Gees op ons siel. En so word ons siel gereinig in die bloed van Christus en ons die eiendom van Christus, erfgename in God. Jou siel is veilig in Christus. Maar om by die siel uit te kom, is die inwerking op ons gees nodig, is die Heilige Gees nodig, die geloof en die woord. Dit is so 'n pragtige kettingreaksie. En dis wat gebeur in elkeen van ons lewens. Ons het iewers die woord gehoor. Ons het die geloof begin ontwikkel. Ons het die inwerking van die Gees ontvang, ingewerk op ons gees en so op ons siel. So geliefdes, alles begin by die hoor van die woord. Ons mense dink vandag die Bybel is nie belangrik nie. Kom ons wees eerlik, ons skeep die Bybel af. Ons lees nie Bybel nie, ons deel nie Bybel nie, ons deel dit nie met ons kinders nie, ons is almal skuldig. Maar het is belangrik om weer te besef waar die kettingreaksie begin, is by die hoor van die woord. Dis die woord op die einde van die dag. Nou, Paulus sê dit mooi in Romeine 10, vers 14 tot 15, en ek gaan dit nou vir ons ook lees. Dan sê hy, hoe sal mense hoor as daar nie gepreek word nie? Hoe sal mense hoor as daar nie verkondig word nie? As dit nie gedeel word nie? En dis hier waar ons roeping inkom, as gestuurdes van die Here, om die woord te deel met ander, om vir hulle te help. En ek wil weer sê, ons is baie keer geneig om, skus my Engels, doom and gloom te deel. Deel die evangelie, deel die goeie nuus, deel die uitkoms, deel wat Christus gedoen het vir ons, deel die liefde van God. Dis hoe ons mense gaan intrek. As jy vir 'n ongelowige gaan sê, jy gaan hel toe, want dit, hy gaan nie omgee nie. Maar as jy vir hom gaan begin wys en verduidelik die liefde, en wat Christus gedoen het, die waarheid van skrif en so meer, dan kan jy mense intrek. Ja, natuurlijk kom ons ook by die waarskuwingsdele, maar ek wil net sê, moet nie begin met dit nie. Begin met die liefde. Begin met die liefde. Nou, ek wil dit graag vir ons lees, hier so in Romeine 10, vers 14 tot 15 ook. Paulus dan sê hy ook hier so, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Presies wat ons nou gesê het. Deel die goeie, deel die liefde, deel die evangelie van vrede. Maar die Here wil ons gebruik in hierdie proses om te deel, sodat die kettingreaksie kan plaasvind vir wedergeboorte en inwerk op ons gees en op ons siel. Ons het 'n roeping, ons het 'n werk. En nie net predikers hiervoor nie, almal van ons. Deel die woord, met ons kinders, met ons geliefdes, met ander mense. Deel die woord. Laat die kettingreaksie plaasvind. Dis wat gebeur het in die dae van die apostels. Onder leiding van die Heilige Gees is die woord gebring en het versprei soos 'n veldbrand. Dit begin by die woord. En die eindproduk is die inwerking van die Gees op ons gees en op ons siel. Geliefdes, ek sluit vir ons af. Ek dink ons almal besef hoe belangrik is die Heilige Gees. Die Heilige Gees en wedergeboorte word baie keer misgekyk. Word baie keer as onbelangrik geag. En kom ons wees eerlik, veral ons NG mense. Ons vergeet van die Gees. Ons vergeet van die Heilige Gees. Ons vergeet hoe belangrik is die Heilige Gees en die proses van die Heilige Gees. Ons het al baie in die verlede gekyk dat Vader, Seun en Gees, die drie eenheid, al drie verdien aanbidding. Die Heilige Gees ook. Hy is die derde persoon in die drie eenheid. Hy is nie net 'n dooie krag nie. Die Heilige Gees is belangrik. Wedergeboorte is belangrik. Sonder wedergeboorte het ons moeilikheid.
Sonder die Heilige Gees bly ons geestelik blind. Sal ons die koninkryk van God nie sien nie. Ons gaan dit nie nou beleef nie, ons gaan dit nie in die toekoms kan beleef nie. Sonder die Heilige Gees is ons verlore. Is daar nie redding nie, sal ons die koninkryk nie beerwe nie, sal ons die koninkryk nie kan ingaan nie. Deur die Heilige Gees gaan 'n geestelike werklikheid vir ons oop en die deure tot hemelse redding. Die Gees is belangrik, is kern, proses is belangrik. En weer eens roep die Here ons om deel te hê in hierdie proses, onder leiding van die Gees, die woord te deel, die saad van geloof, die belofte van die Heilige Gees, die inwerking op ons gees, en daardeur weer eens op ons siel. Die kettingreaksie. Die Here wil ons gebruik. Kom ons laat dit toe. En belangrik, miskien sit jy vandag hier so en dink maar, ek beleef die prikkeling van die woord, ek soek die Gees van God. Dan wil ek afsluit met 'n baie belangrike teks. Bid dit van God af. As jy die inwerking en die prikkeling beleef, en jy smag na die Heilige Gees, sê Here, hier's ek, gee vir my u Gees, vul my met u Gees, maak my wakker, trek my nader, werk in op my. Ek sluit vir ons af met Lukas 11, waar Christus dan ook hierdie beginsel vir ons baie mooi deurgee. Lukas 11 verse 9 tot 13. En ek sê vir julle bid, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir wat 'n vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van die vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, om 'n skorpioen gee. En dan belangrik vers 13, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Die konteks is die Heilige Gees. Vra vir God, bid dit van God af. God sal sy Gees vir jou skenk. Amen. Kom ons sluit die oë. Ek doen graag gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, is net lekker om so die tekste deur te gaan, die skrif deur te gaan, en net weer eens te besef hoe belangrik is die Heilige Gees. Hoe belangrik is wedergeboorte. Here, ons fokus baie keer so op die ander dinge wat ons weet ook belangrik is. Maar vergewe ons dat ons baie keer die Heilige Gees afskeep. Dat ons dink dis onbelangrik. Dat ons die hele tyd wil staan op die fisiese en uiterlike dinge, maar intussen besef ons nie die innerlike is die kern nie. Here, dankie vir die werk wat u volbring het in ons plek. Dankie dat u die volmaakte offer gebring het, dankie dat u oorwinning behaal het, dankie dat u opgevaar het en verheerlik is as die naam bo alle name, dat u ons voorspraak is by die Vader, en dankie Here, dat deur die werk wat u volbring het, die Heilige Gees vir ons gegee kan word. Die Heilige Gees wat vir ons 'n wedergeboorte gee, 'n tweede geboorte, 'n geestelike geboorte. Dankie Here, dat die Heilige Gees inwerk op ons gees wat dood was as gevolg van die sondeval. Dat die Heilige Gees ons gees wakker maak vir u, sodat ons u kan leer ken vir wie u werklik is, sodat ons u kan aanbid in gees. En dankie ook vir die inwerking op ons siel, dat ons weet ons siel is veilig in u, u is die bewaarder van ons siel. Deur die Heilige Gees is ons u eiendom. Ons word afgeseël deur die bloed en deur die Heilige Gees. Here, maar dankie dat ons vandag die proses verstaan en verstaan waar gaan wedergeboorte en hoe die inwerking plaasvind, die proses plaasvind, maar dat ons vandag in besonder besef hoe belangrik is dit dat u ons wil gebruik.
Want die hele kettingreaksie begin by die hoor van die woord. Dis deur die woord waar die saad van geloof geplant word, wat deur die inwerking van die Heilige Gees kan plaasvind, wedergeboorte kan plaasvind, sodat ons gees wakker word en ons siel gered kan word. Here, ons dink baie keer die Bybel is sommer maar net vir algemene kennis. Ons dink die Bybel is sommer maar net nog 'n ietsie. Maar help ons om weer te verstaan hoe belangrik is die woord, die kernbegin van alles. En daarom bid ons, Here, lei ons deur u Gees in die gebruik van die skrif. Help ons om soos wat Romeine 10 getuig, om hierdie blye boodskap te verkondig, om die liefde te verkondig, om die evangelie van vrede te verkondig. Help ons om mense bewus te maak van die geestelike waarheid, dit wat u gedoen het vir ons, die Heilige Gees se inwerking wat nodig is. Gebruik ons, Here. Ons wil graag hierdie boodskappers wees, wat mense wakker maak, deur die woord en deur die Gees. Lei ons, Here. Gebruik ons, Here, dat ons ook nie skaam sal wees of bang sal wees nie. Help ons dat ons ook nie lui sal wees, Here, maar dat ons waarlik verantwoordelikheid in u sal opneem, ons roeping sal uitleef en die kettingreaksie ook so deel kan wees daarvan. Seën ons met die woord, Here, maar bo alles vra ons, Here, ons mag Koning Jesus Christus na 'n herlewing in die Heilige Gees, 'n uitstorting van die Gees, 'n wedergeboorte. Vul ons met die Gees, Here. Soos u self sê, bid, julle sal ontvang. Ons vra, Here, lei ons verder met u Gees en gebruik ons ook waarlik as instrumente, sodat wedergeboorte verder kan uitbrei, kan plaasvind, herlewing en die vervulling van die Gees kan plaasvind. Gebruik ons, Here, gebruik ons in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie, geliefdes. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk. Wil gehoofloof u, ons Heer en Bruid.